Goeienaand, baie welkom vir almal van julle. Dan ons het vir jou by die deure het ons vir jou so 'n boekie uitgedeel vir julle aanlyn. Julle kan dit aflaai ook. Dis die raamwerk. Nou, party ouens was bang dis vandag se raamwerk. Dan gaan ons 'n rukkie besig wees. Maar nee, dit is die hele reeks se raamwerk. So ons begin met 'n nuwe reeks wat ons deur die evangelie van Johannes gaan werk. En ek wil jou aanmoedig, bring jou Bybel saam. Kom kyk wat staan in die Bybel en sien dit in jou eie Bybel en dan bring elke week hierdie boekie saam. Dit is die raamwerk vir hierdie volgende klomp weke en die hart van dit is dat jy kan notas hier inneem en aan die einde van ons studie deur Johannes het jy al vir jou eie notas en jou eie goeders soos hierdie is wat die Here kom doen het in hierdie reeks. So ek wil jou aanmoedig, bring jou Bybel, bring jou notas en dan gaan ons deur hierdie wonderlike Bybelboek werk. Maar kom ek bid vir ons en dan duik ons in hierdie nuwe reeks ook in. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons kan hê om die naam van Jesus te kan vergader. Dankie vir die voorreg om die woord te kan bestudeer. Wat 'n voorreg om te kan sing tot U en lofliedere te bring. U is dit waardig. Dankie dat ons saam met die heelal kan sing en U lof kan besing en eer kan bring. En ek wil kom vra, Here, dat soos wat ons in hierdie oomblik bymekaar is, wil ek kom vra dat U woord vir ons sal oopbreek, dat ons sal dinge sien in die woord wat ons nog nie voorheen gesien het, dat U met elkeen van ons sal praat, dat U vir ons sal wys, dat U vir ons dinge sal oopbreek, ook soos ons in hierdie reeks ingaan. Ag Here, mag U op 'n vars, nuwe manier vir ons 'n liefde gee vir U woord. Dankie vir U woord wat lewend en kragtig is, en ons kan voorberei vir elke taak waarvoor U ons roep. Kom bedien ons deur U Gees. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Die evangelie van Johannes, sodat julle kan glo, is die onderskrif van dit. Die woordjie evangelie beteken letterlik goeie nuus. Daar's 4 evangelies in die Bybel. Vir iets om nuus te wees, is dit belangrik dat dit moes gebeur het en dat iemand dit gerapporteer het en iets het gebeur. Jesus was op die aarde en hy klomp dinge gesê en hy klomp dinge gedoen en hy het gesterf en hy het opgestaan uit die dood en Johannes rapporteer hierdie nuus en dis goeie nuus vir jou en vir my. En so hier's 4 evangelies wat vertel, dis Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Dis die eerste 4 boeke ook van die Nuwe Testament. Matteus en Johannes was direkte disippels van Jesus. Hulle was deel van die 12 gewees. Markus en Lukas was nie. Markus het heel moontlik sy inligting by Petrus gekry, wat een van die apostels was. En dan het Lukas was hierdie dokter gewees wat navorsing gaan doen het en 'n klomp ouens gaan vra het, ooggetuies van wat hulle gesien en gehoor het. En hy het op die ou ende die evangelie van Lukas geskryf en ook die boek wat ons het, Handelinge, het hy in die Bybel geskryf. Nou, Matteus, Markus, Lukas, daai 3 evangelies staan bekend as die synoptiese evangelies. Synopties beteken om die geheel bymekaar te sien. En so wat gebeur in hierdie eerste 3 evangelies is hulle inhoud is redelik dieselfde en die volgorde is redelik dieselfde en hulle vertel van wat Jesus gesien, wat Jesus gesê en gedoen het en waarmee hy besig was. Omtrent 60% is dieselfde in hierdie eerste 3 evangelies. Maar dan die 4de evangelie, die evangelie van Johannes, 90% wat in hierdie evangelie is uniek tot Johannes. En sy aanslag is bietjie anderste. Johannes is die apostel wat die langste geleef het. Hulle skat dat hy omtrent 90 jaar was toe hy die evangelie van Johannes geskryf het. Hy het gesien wat alles gebeur het, selfs na Jesus se dood en na sy opstanding en na sy opvaart hemel toe en die begin van die kerk. En hy het by verre die meeste tyd gehad om te dink oor alles wat Jesus gesê en gedoen het en die uitvloei van dit te sien en te mediteer daaroor. En dan skryf hy hierdie evangelie, heel moontlik met 2 groepe in gedagte, die Jode aan die een kant en aan die ander kant die nie-Jode, die Grieke en hulle eie idees. Heel moontlik in die plek Efese, waar die brief Efesiërs waar ons vandaan kom, heel moontlik in daai area wat hy geskryf het. En hy skryf met 'n baie spesifieke rede hierdie evangelie. Waar die ander evangelies vertel wat Jesus gedoen en gesê het, wil Johannes meer vir ons 'n teologiese interpretering gee van wat Jesus gedoen en gesê. Hy wil amper die hoekom Jesus dit gesê en gedoen het vertel. Hy wil vir ons die teologiese belangrikheid van dit deurgee, sodat ons die diepte en die omvang van dit kan verstaan.
Heel aan die einde van die evangelie van Johannes, aan die einde van hoofstuk 21, dan skryf hy die volgende, hy sê, daar's nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Ek het nou hierdie 21 hoofstuk geskryf, maar daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as dit een vir een beskrywe moet word, dink ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek vir die boeke gehad het nie. Hy sê, daar is eintlik so baie wat hy gedoen het, ons het nie genoeg papierrol om dit alles neer te skryf nie. Maar dan in die hoofstuk voor het skryf hy eintlik die rede hoekom hy gekies het om hierdie dinge neer te skryf en dit op die manier neer te skryf soos wat hy geskryf het. En Johannes 20 sê, maar hierdie wondertekens is beskrywe, hier's die rede, sodat julle kan glo. Nie sodat jy 'n beter lewe kan hê en 'n beter pa kan wees en 'n beter student kan wees en 'n beter kind kan wees en 'n gemaklike lewe lê nie. Nee, die belangrikste is sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Messias, die gestuurde een, die gesalfde een, die seun van God. Johannes se evangelie is die evangelie met die meeste stellings om die goddelikheid van Jesus tentoon te stel. En hy sê die rede hoekom ek hierdie skryf is sodat julle kan glo. En hoekom wil hy hê dat ons glo? Sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. 'n Belangrike tema in die evangelie van Johannes. Hy wil hê dat ons die lewe sal hê, juis omdat ons glo. Dis hoekom hy gekies het om hierdie dinge neer te skryf en te interpreteer hoekom Jesus dit gedoen en gesê. So hy skryf hierdie evangelie, en die eerste paar hoofstukke is daar amper herhaling wat gebeur, maar in die Grieks wat gebeur daar's rym wat gebeur. En dan is so baie ons vermoed dat dit was dalk 'n lied gewees, en hy vat dit, en hy begin nie waar die ander evangelies begin. Hy begin met hierdie woorde in die begin. En vir die ouens die Jode wat hierdie evangelie sou lees of sou hoor, sou dadelik teruggaan en sê, maar dis dieselfde woorde, heel aan die begin van Genesis, wat God praat oor die skepping en hy sê in die begin. En kyk baie mooi, dit sê in die begin, nie aan die begin nie. Aan die begin beteken dit is aan die begin van iets, soos aan die begin van 'n fliek. Het dit en dit gebeur. Nee, in die begin is die oorspronklike waar alles begin het, en dis hoekom dit wys na die skepping toe. Hy sê in die begin. Heel aan die begin was die woord daar. En hier's wat hy wil sê, is luister, Jesus het nie begin in Bethlehem nie. Jesus het begin, aan die begin was hy alreeds daar. Hy het nie ook die begin aan die begin van die skepping nie. Niks het begin voordat hy nie daar was nie. Hy was daar van alle ewigheid af al. Voordat daar 'n begin was Jesus reeds daar. En hy noem hom die woord logos, en logos, die Grieke wat hierdie sou lees, die nie-Jode sou dadelik, daar was hierdie filosofiese ding wat hulle gehad het, dat logos is bewussyn en is die krag agter alles wat geskep is. So dadelik neem hulle notisie van wat Johannes skryf, en hy sê, luister, die woord was daar, en die woord was by God, en die woord was self God. En hy wil dit duidelik maak en sê, luister, dat Jesus is van die begin af, was hy daar, en hy was by God, maar hy is nie God die Vader nie, maar hy is ook God. Die Jode aan die ander kant het 'n hoë agting vir die wet gehad, die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel, wat deur Moses geskryf het. En hy wil eintlik kom en sê, luister, Jesus is die verliggaming van dit in die volle openbaring van hierdie woord. Julle het hierdie verskriklike hoë agting, en daar was baie keer in die evangelie van Johannes, gaan jy sien, is daar baie keer hier onder ons hier tussen Jesus en die godsdienstleiers. En dan wil amper sê, soos julle gee nie ag aan die woord, die wet van God nie. En Johannes wil eintlik duidelik maak, Jesus is die vervulling van dit. Hy is die verliggaming van dit, en hy is die volle openbaring van dit. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. En dan sê die volgende, alles het deur hom tot stand gekom. Alles beteken alles, en dit sluit jou ook in. Het deur hom tot stand gekom. Hy was daar toe jy begin het. En hy het jou gemaak met 'n baie spesifieke rede, en hy het 'n plan vir jou lewe, en hy het 'n doel vir jou lewe. Jy is nie 'n ongeluk nie. Sekere mense word per ongeluk ouers, maar niemand word per ongeluk in hierdie wêreld nie, okay? Want God het 'n plan. Alles is deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Hy was die agent van God in die hele skepping. Paulus aan die begin van sy brief aan Kolosse, wat ons het as Kolossense, wil ook iets van die grootheid van Jesus skryf, die feit dat hy voor alles daar was en alles deur hom, dat hy groter is as alles. Hy sê dit so, God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders.
Alles is deur hom en vir hom geskep. En hier's wat jy moet weet, jy is deur hom en vir hom geskep. En daar's 'n klomp dinge in hierdie wêreld wat vir jou wil sê, vind my en volg my en doen my en wees lief vir my, want jy gaan vervulling kry as jy hierdie dinge doen. Die wêreld het 'n klomp idees. En dan kom jy aan die einde van 'n dag en jy kom iewers in jou lewe en jy sê, is dit? En die antwoord is nee, dit is nie dit nie, want jy is vir baie meer gemaak. Jy is deur hom en vir hom gemaak. En jy gaan nooit die vervulling en die satisfaksie in hierdie lewe kry, totdat jy nie in hom is en sien dat jy vir hom gemaak is nie. Totdat jy nie die omvang van God se karakter verstaan nie, gaan jy nie iets van jouself verstaan nie, en van jou eie doel verstaan nie, want jy is deur hom en vir hom geskep. Hy het 'n plan vir jou. Hy is lief vir jou. Hy het 'n doel vir jou lewe, maar dis in hom wat dit is. In vers 17 van Kolossense 1, dan sê Paulus, voor alles, weer eens, was hy al daar. En deur hom bly alles in stand. En dis wat jy moet weet. Ek weet nie waartoe jy nou gaan nie, ek weet nie wat jy beleef en wat jy ervaar nie. Jy weet nie wat is die uitdagings nie, ek weet nie wat is die dinge wat jou bekommer en jou angstig maak nie. Maar dinge bly in stand deur hom. En as jy in jou eie krag alles probeer in stand hou, gaan jy heel moontlik faal, want is in hom wat alles in stand bly. En hy kan jou lewe by mekaar hou, en hy kan dinge by mekaar hou, en hy kan genade gee, en jou kan help om deur sekere dinge te stap, maar dis in hom wat dit is. En dis by hom wat dit is. Johannes gaan aan, dan sê hy, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En dan eintlik, sommer al hier, in vers 4, is dit die inleiding tot hierdie konsep wat jy die hele tyd sien deur die evangelie. Die konsep van lig en duisternis. En elke keer wanneer hy praat van lig en duisternis, is daar verskillende goeders wat daar gebeur. Lig wys hy baie keer is geleenthede. Jesus sou sê, solank as dit nog lig is, kan ons nog sekere dinge doen. Daar's nog geleentheid om sekere dinge te doen. En duisternis aan die ander kant is nie net die afwesigheid van lig nie, maar dit is ook baie keer die boosheid wat in hierdie wêreld is en wat keer dat sekere dinge kan gebeur. Hy sal sê, die nag is op pad, dinge gaan gebeur, dinge gaan verkeerd loop. En later sou hy self sê dat ek is die lig vir die wêreld. En hy sou ook sê dat julle wat my volgeling is die lig vir hierdie wêreld. En dan ook die konsep van lewe, net so belangrik, 35 keer in die evangelie van Johannes kry jy die konsep van lewe. En dis 'n lewe nie net wat die Jode sou dink, dat dis eendag eers nie. Nee, dis 'n lewe, dis hier en nou. Dis hier en nou beskikbaar, dis die ewige lewe. Dis beskikbaar en jy kan reeds in dit wees hier en nou wanneer jy in hom is. Jesus sou later sê, ek is die opstanding en die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek het gekom om vir julle die lewe te gee, maar die lewe en die lig is in hom. Nie in hierdie wêreld en wat hierdie wêreld gee nie, dis in hom wat jy dit vind. En as jy nie in hom is, gaan jy dit nie beleef nie, gaan jy dit sien nie. En is die gevaar dat alles weer donker en moeilik lyk en nog geen hoop is nie. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Wat 'n belofte om aan vas te hou. Miskien gaan jy deur baie moeilike omstandighede op die oomblik. Miskien bevind jy jouself in 'n baie donker tyd. Hier's wat jy moet weet. Dat hierdie duisternis wat in hierdie wêreld is en wat baie keer moeilik is, kan nie die lig van God uitdoof nie. Dawid sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie vrees nie, want U is by my. Die donker kan U nie wegvat van my nie. Miskien sukkel jy met een of ander verslawing en dis vou om jou en dit maak donker, dat weet dat dit kan nie die lig verduister nie. Miskien sukkel jy met een of ander familiekrisis, dat weet dat daai duister kan nie die lig wat in Jesus is verduister nie. Miskien is dit met jou gesondheid, miskien is dit in jou finansies, weet dat in hom kan dinge by mekaar kom. Dieselfde, hier's wat jy moet besef, as ons teruggaan en die lyne wat getrek word na die oorspronklike skepingsverhaal. Dit was donker oor die aarde, dit was chaos gewees, en God sê, laat daar lig wees, en hy bring orde in dit wat chaos is. En dis dieselfde konsep wat hier gebeur. So Johannes wil begin en sê, hy wil nie begin in Bethlehem nie, hy wil begin met die Kersverhaal nie. Hy wil nie eers begin met die geslagsregister van waar alles begin het nie. Hy begin heel van ewigheid af was Jesus daar. En dan gaan hy waar baie van die ander evangelies gaan, dat alles begin met hierdie Johannes die Doper. In die evangelie van Johannes, wanneer daar gepraat word oor Johannes, praat hy nooit oor homself oor sy naam nie. Hy noem homself net die geliefde disipel in sy eie evangelie. Wanneer hy praat van Johannes, dan praat hy van Johannes die Doper. En so vers 6, dan gaan hy sê, daar was 'n man, hy was nie die Logos nie, hy was nie God nie, hy was 'n mens. Daar was 'n man wat deur God gestuur is en sy naam was Johannes. En Johannes, die apostel, die skrywer van die evangelie van Johannes, wil duidelik maak dat Johannes die Doper, mense moet nie meer van hom dink as wie hy was nie. Hy was net 'n mens wat deur God gestuur is. Hy het gekom om te getuig. Dit was sy taak, om te getuig. En hoor hier, ek word elke keer getref as ek hierdie lees. Hy moes getuig van die lig.
Hy kon nie anders nie, hy kon nie stil bly nie, hy is gestuur. En hy kon nie stil bly oor die grootheid van wie hierdie Jesus is nie. En dit moet waar wees van alle gelowiges, dat ons moet getuig. Ons kan nie stil bly oor wat God gedoen het nie. En ek wil vir jou die vraag vra, as jy die koninkryk van duisternis gehaal is en die koninkryk van lig geset, as die genade van God jou lewe verander het, as jy 'n nuwe identiteit kry, as jy geestelik lewend gemaak is, hoe kan jy stil bly? Hoe kan jy nie daaroor praat nie? Ja, Peter, man, dis 'n private saak tussen my en God. Nee, dit is nie. Jesus is in die openbaar aan 'n kruis vasgeslaan vir jou en vir my sondes. En hy is in die openbaar gespot en in die openbaar verneder vir jou en vir my sondes. Ja, dis heel moeilik 'n persoonlike saak tussen jou en God. Maar dis nie 'n privaat saak nie. Want as dit net tussen jou en God is, kan niemand hoor nie. As dit net tussen Johannes en God was, het niemand gehoor van die lig nie. Hy moes getuig van die lig sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Is jy deel van almal? Die antwoord is ja, jy is deel van almal. Daar is hoop vir almal. Dat daar is geloof beskikbaar vir almal wanneer jy almal kan kom. Maak nie saak wat jou verlede is nie, maak nie saak wat jou foute is en hoeveel sonde is nie. Jy kan kom na Jesus toe. En jy kan geloof in hom sit en jy kan nuwe lewe in hom kry. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig tuig. En hier's wat ons baie keer mis. Johannes die doper getuig van Jesus, voordat Jesus enige woord gepreek het, enige wonderwerk gedoen het, en voordat hy enige preek gedoen het. Voordat Jesus enigstens sy bediening begin het, het Johannes al getuig van, hier kom een, en hy is die ware lig, en hy is groot, en in hom gaan al lewe wees, en in hom gaan al allerlei wonderlike dinge wees. En dan aan die einde van die evangelie van Johannes, dan praat hy van homself en hy sê, ek is 'n ware getuie oor alles wat ek gesien het. En so, aan die begin van Jesus se bediening, is daar hierdie getuie, en aan die einde van dit, is daar hierdie getuie. En dis deel van hoekom ons moet getuig. Partykeer is jy deel van die begin van iemand se storie, wanneer hulle begin wonder oor dit. Partykeer is jy aan die einde betrokke, en jy die voorreg om hulle na die Here toe te lei. Maar almal van ons speel 'n rol. En dis hoekom almal van ons rol moet speel, want dis deel van die storie van mense. Sodat hulle by Jesus kan kom. En hy moes getuig van die lig. In Romeine 10, wanneer Paulus praat oor hierdie konsep van dat ons kom tot bekering en dat ons moet in ons hart glo, met ons mond bely. Dan in vers 14 dan sê hy, maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hierdie preek sou hy later verduidelik in vers 17 is om die evangelie te verkondig, dis om te vertel. So is die preek wat ek nou hier doen nie, dis wanneer ons vertel van Jesus. En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? En is dit nie wonderlik dat Johannes die doper presies hierdie gedoen het? Hy is gestuur deur God, hy het gepreek, hy het vertel van Jesus, en as gevolg van dit het mense gehoor en hulle tot geloof gekom. En dieselfde is waar van Johannes, die apostel wat hierdie evangelie geskryf het. Hy is gestuur deur God, want Jesus sê, gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. En hy het gepreek en vertel van Jesus, en as gevolg daarvan het mense gehoor en kom mense tot geloof. En hy skryf hierdie evangelie sodat mense kan hoor en sodat hulle kan glo en sodat hulle die lewe kan hê. En dis wat God vir jou wil hê, is dat, want jy is 'n gestuurde, elkeen is 'n boodskapper, ek sê dit oor en oor, want Jesus het jou gestuur, en jy moet gaan vertel van wat Jesus gedoen het, en wat hy doen in jou lewe, sodat ander kan hoor, sodat hulle ook tot geloof kan kom. Dis die hart van God, oor en weer en weer. Dan gaan Johannes aan in vers 9, die ware lig, wat elke mens, hier is dit weer, net was dit almal, nou is dit elke mens, die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. En kyk mooi wat hy sê, luister, daar is 'n ware lig. Later in Johannes praat hy van Johannes die doper as hy's 'n lamp, maar Jesus is die ware lig. Hierdie wêreld het 'n klomp dinge wat vir jou wil sê, hier is die eintlike lig, hier is eintlik wat belangrik is, hier is eintlik waarop jy moet fokus, maar dit is nie waar nie, dis vals. En ons 'n paar goed wat hierdie wêreld wil voorhou en vir jou sê, en dit gaan jy sin kry vir die lewe, en dit gaan jy vervulling kry vir jou lewe. As jy hierop fokus, as jy dit alles inkorporeer in jou lewe, dan gaan jy die eintlike lewe hê. Maar dit is net nie waar nie. In 1 Johannes 2:15 dan beskryf Johannes van hierdie verskillende dinge. Die eerste ding wat hy beskryf is die begeerlikheid van die vlees. Dis die eerste ding wat die wêreld ophou, en dit gaan oor verhoudings en jy leef met hierdie ding van oor wat mense van jou dink. En as mense net dit van my dink, dan gaan alles fyn wees. Of dit gaan oor, ek moet net hierdie verhouding hê, dan is alles belangrik. En soms maak mense hulle familie belangriker as wat het moet wees, en familie is 'n geskenk van God. Maar as dit 'n belangrike plek inneem as God, dan is dit 'n valse ding.
Want die ander mense, die bron van jou geluk en die bron van jou verlossing moet wees in 'n sekere sin, dis dit vals. Dit het ook te doen met my stokperdjies en as ek net hierdie doen, dan gaan ek vervulling kry. Het ook te doen dat ek kan self verklaar wie ek is. God kan nie sê wie ek is en hoe ek moet leef en ek bepaal wat dit is. En as ek dit net kan uitfigure, dan gaan ek vervulling kry in die lewe. Elke keer dan sê Johannes, hierdie ding is nie van God af nie. En nou ons luister mooi, dit los jou leeg. Dit los jou leeg in hierdie wêreld. Dit los jou met te soeke, sekerlik moet daar meer wees. Sekerlik is daar meer sin in hierdie lewe as dit wat ek nou beleef. Die tweede ding is begeerlikheid van die oë. Dit is ons gestel op besit, ons wil meer en meer hê. Ons wil meer besittings hê, ons wil meer geld hê en ons vind ons veiligheid in dit. Luister, as jy Monopoly speel, op die ouene gaan alles weer in die boks in. Jy kan al die hotelle en alles in Elofstraat en al die goeie sê, op die ouene gaan alles weer terug in die boks toe. En aan die einde van jou lewe gaan alles letterlik weer terug in die boks in. Ek het laas al vir jou gesê, dat geld sê vir jou en sê, luister, as jy my lief het, dan sal ek jou lief hê. Hy doen dit dan so met 'n sexy stem. Oeh. Maar hy lieg vir jou. Hy lieg vir jou. Dit kan nie gee wat God is nie, want Jesus is die ware lig. En die laaste ding is die grootsheid van die lewe. Dat ek gaan 'n groot ding oor myself maak. Ek gaan wys hoe groot ek is. My prestasies, my status, dit wat ek bereik, dit wat ek kry, my trofee is. En los jou leeg. Jesus is die ware lig. Dis in hom. En hy was in die wêreld. Van die wêreld deur hom tot stand gekom. Alles wat bestaan is as gevolg van hom, so hy is daar en hy's betrokke in alles. En tog het die wêreld hom nie erken nie. Ek het vir hoe lank hierdie vers die hele tyd verkeerd gelees en die hele tyd gelees en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hulle het hom nie gesien nie. Hulle het nie opgelet is hy nie. Dis nie wat daar staan nie. Daar staan erken. Party vertalings praat hulle het hom nie ontvang nie. Daai wat dit beteken die woord daar kenoska beteken om intiem te ken. Hy sê, hy is in die wêreld en tog kies die wêreld om hom nie te ken nie. God kan geken word, God wil geken word en hy het alles gedoen wat moontlik is sodat ek en jy hom kan ken. Dis deel van hoekom ons as gemeente bestaan. Ons wil jou help om God te ken en hom bekend te maak. Hy kan geken word, maar die wêreld het hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem. En daai woord met jou omkring is belangrik, ek gaan iets oor dit sê. Die volgende vers verduidelik eintlik dat dis een van die vereistes om hierdie lewe te hê. Dit loop hand aan hand om in hom te glo. Dis om kind van God te word, moet jy hom aanneem. En as sy eie eiendom nie eens aanneem, hy kan hulle nie sy eiendom wees nie. So, hy kom na sy eie mense toe. En hier's die crazy ding, is dat hy's daar, tussen die Jode, en hy's tussen al hierdie godsdienstleiers en hierdie fariseërs, wat hulle op die beste manier probeer voorberei, dat wanneer die Messias kom, dat hulle hom sal sien en sal weet, dis hy, en hulle sien hom nie. Hulle stry met hom. Hulle is in die teenwoordigheid van die Logos. Hulle is in die teenwoordigheid van die Christus. Hulle is in die teenwoordigheid van die Seun van God. Hulle raak hom, hulle sien hom, hulle vat hom, hulle sien, hulle hoor sy stem. Seker kan hulle amper sy asem ruik, maar hulle het nie die asem van God binne in hulle nie. En hulle mis dit. Omdat hulle nie aangeneem het nie. Omdat daar nie verhouding was nie. Want hy het nie gepas in die boksie wat hulle geskep het, waaraan God moet werk nie. En ouens, dis nie 'n ou ding nie. En dis nog steeds 'n ding nou. Luister, jy kan alles weet van kerk, en jy kan die liedjies ken, en weet wanneer om jou hande op te steek, en wanneer om wat te sê, en wanneer om waar op te daag, en toe ek sê Johannes, so ek weet waar het is, en jy het 'n paar highlighters in Johannes, en jy kan die hele punt mis, en jy het hom nog nooit aangeneem nie, en jy het nog nooit verhouding met hom gebou nie, en jy mis hom. Het gaan oor verhouding. Gaan hy aan, hy sê maar aan, wat is sy woord? Almal, kom ons draai het geweer, wat is sy woord? Almal, dit sluit ons almal in, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat hom ontvang het, jy neem 'n geskenk aan, jy ontvang 'n geskenk, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hier is die vereiste, hier is wat nodig is, sodat jy kind kan word. Die eerste ding is, jy moet hom aanneem, jy moet hierdie genade geskenk aanvaar, dat daar's niks wat jy kan bydra nie, hy het dit gegee, die wat in hom glo, dis die hele doel hoekom Johannes geskryf het. Die woord daar, die Griekse woord is pisteu. 98 keer kom hierdie woord voor in die evangelie van Johannes. Dis die hele rede hoekom hy geskryf het. En daar staan nie aan hom te glo of van hom te glo nie, dis om in hom te glo. Dis om vertroue in hom te sit. Dat wat hy gedoen het aan die kruis was genoeg vir jou en vir my. En toe hy aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring, dat dit ook iets vir jou beteken, dat hy het ook betaal vir jou sonde. Hier is die ding, soos jy hier sit, bestuur jy jou stoel.
Jy het volle vertroue op die oomblik in jou stoel. Niemand van julle het hier ingekom en die onderkant van die stoel gewikkel, gekyk of is al die welding vas en is al die skroefies vas en en die spons, hoe voel dit nie? Jy het met jou volle gewig op die stoel gaan sit. Jy het jou volle vertroue in daai stoel gaan sit, jy het net gaan sit. En ek weet nie hoeveel jy van stoele weet nie, jy weet nie hoe breed is daai stoel en hoe dik is die kussing en van watter spons dit gemaak is en hoe lank daai stoel is en wat is die ideale grade van om 'n lekker agteroor te sit nie. Jy weet nie al daai detail nie, maar tog het jy vertroue in daai stoel gesit. En dis waaroor hierdie gaan. Dis wat Johannes wil hê, dat jy jou volle vertroue in hom sit. Nie dat jy eers alles verstaan nie. Ek bedoel, net die konsep van die woord was by God en self God. Van die begin af is dit die drie eenheid wat Johannes duidelik op die tafel sit. En dis vir ons moeilik om te verstaan die drie eenheid. En dis wie God is, hy moet groter wees as ons verstand. Ons hoef nie alles te verstaan om ons vertroue in hom te sit. Die wat hom aanneem, die wat hulle geloof in hom sit, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hy gee die reg. En kyk hierso, dis te word. Dis nie 'n outomatiese proses nie. Dis nie net iets wat net gebeur outomaties nie. God red nie deur vanne en jou assosiasie met 'n van nie. So dit gaan nie eintlik oor wie jou ouers is en wel ons deel dieselfde van en daarom is ek ook gered nie. Nee. Hy roep jou op jou naam, nie op jou van nie. Jou ouers se geloof kan jou bring in 'n omgewing sodat jy hom kan leer ken, maar jy moet met jou mond bely, jy moet hom aanneem, jy moet jou geloof in hom sit, sodat jy kind kan word. Dis nie iets wat outomaties gebeur nie, jy moet iets doen, jy moet hom aanneem, jy moet hom glo, maar dis beskikbaar vir almal. Hulle, hierdie wat kinders van God word, is dit nie van nature nie. Nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Wat hy net duidelik wil sê is dat God bewerk dit. Hoeveel het jy bygedra tot jou eie geboorte? Niks. Dis asof jy gesê het, okay, ek kies daai twee ouers, okay, en ons gaan deur die hele proses gaan kry. Nie gaan ons nie. Nee. Jy het dit al opgedaag. Okay? En hulle sê dit sal jou naam wees. Hier's wat jy moet weet, daar's niks wat jy kan bydra tot jou verlossing nie. As jy 'n Christen is, hoe het jy 'n Christen geword? Dis nie omdat jy slimmer is as iemand of anders. Nee, dis iets wat God, hy het nuwe lewe in jou gebring. Jy het hom aangeneem, jy het jou geloof in hom gesit en iets het hier binne gebeur wat Johannes 3 van praat, wedergeboorte. Jy het nuwe geestelike lewe gekry. En dis hy wat dit doen. Die enigste ding wat jy kan bydra tot jou verlossing is die sonde wat jy gedoen het. En jy omdat niemand iets kan bydra nie en niemand dit kan bewerk nie, sal kom nog geen rede is dat ons nou neersien op enige iemand oor hulle agtergrond, hulle velkleur of enige iets nie. Want verlossing is in Jesus Christus oor wat hy aan die kruis gedoen het. Vir jou en vir my. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Die Message parafrase sê, he moved into the neighborhood. In die Grieks wat daar gebeur is, hy het onder ons kom tabernakel. Toe God se volk deur die wildernis getrek het, was daar die tabernakel in die kamp gewees. En dit was die fokus van God se werksaamhede in sy volk. Moses het daar vir God ontmoet. En as jy iets hulp en woord van die Here nodig gehad, het jy na die tabernakel toe gegaan. Maar dit het verander in die nuwe verbond. Nou is Jesus die fokus van God se werk. Hy is die agent wat deur ons verhouding kan bou met God die Vader. En hy het onder ons kom woon. Hy het mens geword. Hy verstaan wat dit is om mens te wees. Hy verstaan jou uitdagings. Het jy al ooit 'n vriend gehad wat vir jou gelieg het? Jesus ook. Hy weet hoe dit voel. Het jy al ooit 'n vriend gehad wat jou verraai het en in die rug gesteek het, wat gesê het ek sal by jou staan en ek sal jou nooit verlaat nie en dan op die einde dit gedoen het? Jesus ook. Was jy al ooit alleen gewees? Jesus ook. Het jy al ooit familie-issues gehad wat jy, ek kan nie dit verstaan nie? Jesus ook. Was jy al ooit angstig oor wat voor lê en wat gaan gebeur? Hy weet en hy verstaan. En is in hom. Gaan hy aan. Hy sê ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste, die unieke seun van die Vader het. En Johannes trek die lyne terug na Exodus toe en terug na Moses toe. Moses weer eens ontmoet vir God by tabernakel en God sê luister, ek wil die wet weer vir jou gee. In die vorige plaat het jy stikkend gegooi, ek wil dit weer gee. En dan Moses bid hierdie ding. Dan sê, Here, ek wil die heerlikheid sien. Nou sê God vir hom, luister, jy kan nie my heerlikheid sien en bly leef nie.
Jy weet nie wat jy vra nie. Maar hier's wat ek vir jou sal doen. Ek sal jou ontmoet daar en ek sal jou in 'n rots skeer, sal ek jou toehou en jou wegsteek. En dan sal ek verby jou beweeg en jy sal my van agter af sien, my heerlikheid, maar ek sal my naam oor jou uitroep. En gelees dit net soos 22:23. En dan sê hy, sy naam is vol van genade en getrouheid en liefde. Dieselfde wat Johannes sê, ons het sy heerlikheid gesien. Dis nie net Moses nie, ons almal het gesien en hy's vol genade en waarheid. Ons het dit beleef. Mense het die vermoë gehad om die heerlikheid van God te sien in 'n mens, omdat die woord mens geword het. Dan gaan hy weer terug na Johannes die Doper, Johannes getuig van hom. Dis ons taak en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom, hy is jonger as Johannes die Doper gewees, en sy bediening het na Johannes sy bediening begin, maar hy is voor, want hy was voor my reeds daar, want hy is nog altyd daar. Hy bestaan nog van alle ewigheid af. En dan sê hy, uit sy oorvloed het ons, hier sit weer, almal wat hom aangeneem het, almal wat in hom glo, genade op genade ontvang. Daar's oorvloedige genade in hom, vir jou en vir my. Daar's meer as genoeg genade. Daar's meer genade in hom as wat daar sonde in jou is. En dit is beskikbaar vir enige iemand wat in hom glo en hom aanneem. God het die wet deur Moses gegee. Is weer terug na daai gedeelte. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Johannes skiet nie die wet af nie. Hy sê nie die wet het 'n sekere funksie gehad. Die wet is in 'n sekere sin soos 'n kaart om te sien waartoe moet jy leef en hoe moet jy leef. En aan die ander kant is dit soos 'n spieël om te sien wat is fout met jou. En om te sien dat jy het iemand nodig om jou te help. Jy het 'n verlosser nodig. As jy nie besef jy verdrink nie, gaan jy nie gryp na die lewensboei nie. En as jy luister, die wet in 'n sekere sin was die diagnose van wat fout is, maar hier is die oplossing, hier is die medisyne en dit is in Jesus Christus. Hier is wat jy moet besef. As dit nodig was dat die skepper van die heelal, dat die woord wat altyd by God was, dat die ware lig mens moes word om met sonde te deel en om sonde van die pad af te vee. As dit nodig was dat hierdie groot Jesus Christus moes mens word om dit te doen, moet jy besef dat jy kan dit nie op jou eie doen nie. Jy het 'n redder nodig. Sonde is groot en dit is bad. En ons het die grootheid van die Here Jesus wat mens geword en nodig gehad om aan 'n kruis te sterf en te betaal vir jou en vir my sondes en dan op te staan en oorwinning oor dit te hê, sodat ons gered kan word. Hy is die oplossing. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. En hiermee wil ek afsluit, dis hierdie twee, dis sien en bekend gemaak. En in 'n sekere sin, hier is wat jy moet besef, die woord hier, bekend gemaak, is letterlik die woord, beteken eksegese. Die manier van preek is, wat ek nou doen is eksegese, is dat jy vers vir vers deurgaan en jy delf in die diepte van wat dit beteken en wat die toepassing is en wat 'n invloed dit vir jou lewe kan hê en hoe dit jou lewe kan impak maak. En wat hy sê is, luister, Jesus het nie net gekom om 'n prentjie te wees van, hier is 'n voorbeeld wat jy kan volg, hier is hoe God lyk nie. Nee, hy het gekom om die Vader, om God te eksegese, om die dieptes van wie hy is te delf en vir jou te sê, hier is wie hy is, en dis wat dit beteken, en wat 'n impak dit het vir jou lewe. En hy kom doen dit, prakties, soos wat Johannes dit doen oor wie Jesus was, in sy hele evangelie, teologiese interpretering, kom interpreteer hy God se karaktereienskappe, en wat hy van jou dink, en hoe hy oor jou voel, en wat hy gedoen het, sodat jy gered kan word, en wat nodig is vir jou om gered te word. Hy kom, en hy interpreteer en hy sê, want so lief het God die wêreld gehad. Dis hoekom ek gekom het. En sodat elkeen wat in my glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hy kom en hy verduidelik dat God het 'n plan vir jou, dat verlossing kan alleen gebeur. Hy kom en hy verduidelik die barmhartigheid van God, dat God het die straf vir die tydperk, dat hy ons sondes ongestraf laat bly en dit laat ophoop. Maar hy verduidelik ook die geregtigheid van God, dat iemand moet betaal vir sonde en Jesus sterf. Die dood is die betaling van sonde, maar hy verduidelik ook iets van die genade van God, dat ek en jy hoef nie te betaal vir dit nie. Dat hy doen dit in jou plek en vir jou en vir my. Hy kom maak God bekend. Wil jy meer weet wat sy wil van God? Kom nader aan Jesus. Wil jy meer weet wat sy plan vir jou lewe? Kom nader aan Jesus. Wil jy meer weet waarmee God besig is in 'n tyd soos nou, in ons land en in die wêreld, en wat alles aangaan? Kom nader aan hom. Hy is die een wat hom bekend wil maak, en sy hart, en sy wil, en wie hy is. Hebreërs sê dit so, uit hom straal die heerlikheid van God,
En hy is die ewebeeld van die wese van God. Is jy 'n kind van God? Om 'n kind van God te word beteken jy moet iets doen. Jy moet hom aanneem. Jy moet hierdie geskenk van genade ontvang. Hierdie ding dat daar's niks wat jy kon bydra tot dit nie. En jy moet in hom glo. Bestel. Jy moet jou vertroue in hom sit. En wanneer jy jou sondes bely en erken dat jy het 'n verlosser nodig en jy bely hom as Here van jou lewe, die baas van jou lewe, die bestuurder van jou lewe, die een in beheer. En jy gee oor aan sy heerskappy. En jy sit jou geloof in hom, sal jy gered word. Sal jy deel word van dit. Kan jy sy kind word en hy gee vir jou die reg, nie die predikant nie, hy. Maar dis wat jy moet doen. Hy kom wys vir jou dat jy die verlosser nodig en dat hy het juis gekom om te soek en te red die wat verlore is. Is dit wat jy is? Dan wil ek vanaand vir jou die geleentheid gee. Ek gaan vir ons bid. En dan gaan ek vir jou geleentheid gee as jy vanaand jou lewe wil oorgee aan hom. As jy wil sê ek wil U in beheer sit, ek wil deel wees van U koninkryk. Ek wil U genade ontvang, ek wil aanneem wat U vir my gedoen het. Ek wil my geloof in U sit, dan wil ek vanaand vir U die geleentheid gee. Kom ons sluit die oë. Vader, U alleen is waardig. Dankie dat U U seun gestuur het. Om U bekend te maak. Dankie dat U U liefde aan ons bewys het, toe Jesus aan die kruis gesterf het, nog voordat ons enige tree in sy rigting gegee het. En ek wil kom vra, Here, U is die ware lig. Ek wil kom vra dat U lig sal kom skyn in donker plekke in ons lewe, dat U sal wys waar is die donker areas in ons lewe wat ons nog nie oorgegee het nie. As jy vanaand hier is en jy wil dit doen, dan wil ek vir jou, terwyl ons oë toe is, wil ek vir jou die kans gee om jou hand op te steek en te sê, ek moet my lewe oorgee aan Jesus. Ek aanvaar, ek neem hom aan en ek sit my geloof in hom. As jy dit wil doen, wil ek jy met jou hand opsteek. Dankie, ek sien die hande. As jy aanlyn is, sê vir ons. Ek sien die hande op galery, ek sien die hande hier onder. En ek wil jy met saam met hierdie bid. Sê Here Jesus, ek kom bely my sondes. Ek kom erken ek's verlore sonder U. Ek vra dat U my sal kom vergewe. Dat U my sal kom nuut maak. Dat U my U kind sal maak. Ek kom aanvaar hierdie geskenk van genade. Ek kom vertrou dat dit wat U gedoen het aan die kruis ook genoeg was vir my. En ek kom verklaar U as Here van my lewe, die een in beheer. Help my om 'n lewe te leef wat gehoorsaam is aan U en wat U lig skyn. Ek kom vra dit in die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. Amen.